Die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Vir sy toren beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 118. Ons sing daar die 7de en die 12de vers tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons Gesang 288 vers 2 en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, Gesang 288. Kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie,
Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, waar ons vanmôre so uit die woord gaan hoor, juis oor waarheid, die verskil tussen waarheid en leuen, dan hoor ons daar die bekende woorde van Jesus Christus self. Daar uit Johannes 14 vers 6, dan sê hy vir Thomas, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Dis die waarheid. En met hierdie waarheid in die hart kom ons spreek ook die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorm en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, eers daar uit 1 Johannes 4, 1 Johannes 4, en dan kan jy gerus ook blaai daarna Hebreërs 5 toe. Ons gaan ook daar enkele verse lees. Kom ons bid eers saam.
Here, 'n wonderlike voorreg om tot U te nader. U die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En U, Here, die almagtige, die alwyse, die alwetende. U die soewereine God wat beskik. En so kom ons as gemeente vanmôre voor U, elkeen, U ken elkeen by die naam in die hart. U weet van elkeen van ons omstandighede. U weet, Here, van ons kommer, U weet van al ons sorge, U weet van ons hartseer. U weet, Here, ook van nog baie ander beproewings wat ons in hierdie ou lewe beleef. Maar ons kan bely en ons sê dit vanmôre as gemeente en ons weet, ons besef, U is die een wat om ons deur alles dra. U dra vir ons, Here, van die moederskoot af tot die kruisheid. En U dra ook vir ons verder. Dankie daarvoor, Here, want ons is nie in staat om hierdie lewenspad so op ons eie te stap. So in eie krag, met eie vermoëns, is ons swak, nietig. En daarom kan ons sê, Here, sonder U kan ons nie. Daarom wil ons vra, Here, versterk U vir ons ook in die geloof. Ons wil so goed doen, maar as ons weer sien dat ons gefaal. Maar dankie dat U nie vir ons daar los nie, maar dat U vir ons ook optel. Nie net optel nie, maar dat U vir ons verder die krag gee in ons rug om vorentoe te gaan. Dankie vir die kragtige werk van die Gees in ons lewe. En daarom vra ons, Here, dat U ook so deur woord en Gees vanmôre met elkeen sal wees, harte sal open vir hierdie woord wat ons vanmôre ontvang. Om nie maar net hoorders te wees wat maar net hoor, maar ja, Here, dit ter harte te neem en te doen. Wees U ons genadig, vergewe asseblief al ons sondes. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, eers hier in 1 Johannes 4, 1 Johannes 4 daarvan vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-Christ, waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God, hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Dan blaai ons daar na Hebreërs 5 toe, asseblief. Hebreërs 5 gaan ons net daarvan vers 8 af lees. Hebreërs 5 vanaf vers 8. Hy,
al was hy die seun, hy het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Vaste spyse om goed van kwaad te onderskei. Dan, maar net ietsie hier, ek weet, ons leer die kinders dit so in die verbondsonderrig ook. Daar vers 10, Christus is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Ons weet dat Abraham hierdie koning en priester Melchisedek ontmoet het op sy pad. En Christus volgens die orde van Melchisedek, hoëpriester, met ander woorde, dis uniek. Die ander priesters is volgens of afstammelinge van Aaron gewees. Christus volgens die orde van Melchisedek. Melchisedek dan priester terselfdertyd koning. So dit is heeltemal iets anders. Daarom sê ons Christus is die enigste hoëpriester. En terselfdertyd sê ons hy is die hoogste profeet. En daarom sê ons ook hy is die ewige koning. Maar net so daar. En dan ons teksverse hier in 1 Johannes 4, dit sal die eerste vers wees. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. My broer en suster, ja, ek was nogal geskok toe ek hoor iemand vertel my van 'n prediker wat so met die inseën van 'n kindjie sê hy daar baie duidelik vir almal die wat daar teenwoordig is. Hy verklaar dat hy 'n persoonlike profesie ontvang het oor hierdie kindjie wat hy nou hier inseën. En volgens hierdie profesie wat hy persoonlik ontvang, sê hy vir hierdie ouers, hy waarsku hulle, julle moet tog mooi na hierdie kindjie gaan kyk. Want volgens hierdie profesie gaan daar slegte dinge met hierdie kindjie gebeur. Baie slegte dinge, julle moet kyk. Moontlike kindermolestering en ander slegte dinge wat op sy pad gaan kom. Hy spreek hierdie verskriklike dinge uit oor hierdie kindjie se toekoms. Dan hoor ons daar in Spreuke 27 vers 1, waar die Spreuke digter so baie waarsku. Hy sê, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. En so raak mense, predikers, baie keer allerhande dinge kwyt, wat die Here volgens hulle aan hulle kwansys persoonlik bekend gemaak het. En 'n mens moet maar versigtig wees, baie versigtig wees om oorhaastig links en regs sommer maar net
aan mense te sê en te verkondig, maar die Here, die Heilige Gees, het my nou hierdie profesie gegee, het my nou hierdie opdrag gegee. 'n Mens moet dit maar altyd gaan toets. En 'n mens, en die probleem, my broer en suster, mense in vandag se tyd val so maklik hiervoor. Mense is verbaas, maar hulle eet hierdie dinge vir soetkoek op. Word so maklik om die bos gelei. Daar is so baie dwaalleringe en dwaalleraars. En daar is so geweldig baie dinge wat op die sosiale media gesê word, wat mense na luister. Die spreekwoord wat ons ken, lui natuurlik, elke ketter het sy letter. Want hierdie leenprofete word natuurlik aangevuur deur die bose, natuurlik die Satan. Satan is mos juis die vader van die leuen. Gaan lees maar Johannes 8 vers 44. Maar Satan gaan baie slings te werk met die leuen. En die woord vertel het vir ons, as Paulus daarvan praat, dan sê hy daar in 2 Korintiërs 11, praat hy van hierdie valse apostels, in vers 13 daar sê hy, luister mooi wat sê hy sê, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels vir Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Verstaan nie hoekom ek sê, mens moet baie versigtig wees, waaksaam wees, want jy kan op 'n baie bedrieglike wyse om die bos gelei word. Want Satan en hierdie bose trawante van hom is daarop uit om ons te mislei en te verlei en te bedrieg. Dis wat hulle doen. Daarom kom Petrus ook en hy waarsku baie ernstig, 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek. Hoor jy dit? Hy soek wie hy kan verslind. Daarom hierdie opdrag, baie duidelik en ernstig deur Johannes, hier in ons eerste vers, 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En die enigste ware maatstaf waarin 'n mens hierdie waarheid kan toets, is die woord van God. Die woord van God is die enigste onfeilbare bron van waarheid, want my broer en suster, God is onfeilbaar. God kan nie lieg nie. Numeri 23 vers 19, daar staan geskrywe, God is geen man, bedoelende mens, dat hy sou lieg. 2 Petrus 1 vers 21, want geen profesie, en dan praat hy hier van Bybelse profesie, is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar, luister mooi, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Die Heilige Gees, die Gees van waarheid, Johannes 14 vers 17, het God se boodskap in die harte van die Bybelskrywers ingedra. En hierdie Bybelskrywers het dit gaan neerpen. En God het dit so beskik. Daarom is God se woord die enigste onfeilbare maatstaf. En alles moet aan sy woord getoets word. Daarom kom Paulus en hy sê daar vir Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 16, hy sê, die hele skrif is deur God ingegee.
en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. U hoor my broer en suster, en daarom besef 'n mens, die meeste mense word deur leenprofete om die bos gelei, omdat hulle nie regtig die woord van God ken. 'n Mens het goeie kennis nodig, goeie kennis van die woord nodig, om te onderskei tussen reg en verkeerd. Ons het dit daar in Hebreërs 5 ook baie duidelik gelees. Ja, mense het melkkossies nodig, so aan die begin van jou geloofslewe, maar naderhand soos jy groei in die geloof, moet jy die vaste spyse gaan inneem. Jy moet gaan delf in God se woord. Jy moet die woord van God gaan bedink en bepeins. Jy moet dit oordink. Hebreërs 5 vers 14, om goed van kwaad te onderskei. En daarom moet 'n mens baie bid, om die leiding en die insig deur die Heilige Gees. 'n Paulus wat weerkom en hy sê vir Timoteus, 2 Timoteus 2 vers 15, hy sê daar, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Dit geld nie net sekerlik vir bedienaars van die woord nie, dit geld vir elke gelowige. En daarom moet ons Bybel lees ook bidend aanpak. Bidend bepeins, natuurlik in die wete, knielend met die wete, ons is nietig. Here, ons het beperkte insig. Ons ken maar ten dele, ons het nie al die wysheid in pag nie, want dis net God, hierdie onfeilbare God, wat alwetend, alwys is. En alleen maar sy Gees, wat vir my en jou in die waarheid lei. Hy alleen is die almagtige, wat vir my en jou in die spore van die waarheid hou. En die Here wil jy sê, my broer en suster, dat sy gelowige kind sal groei in hierdie kennis van waarheid. En daarom lees ek ook vir u Efesiërs 4, daarvan vers 11 tot 14, en luister mooi na hierdie woorde. En hy het gegee, hy het met ander woorde in die gemeente gegee, in sy kerk gegee, sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, leraars. Hoekom het hulle gegee in die kerk, in sy kerk, die kerk van Jesus Christus? Om die heiliges, die gelowiges, toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Hoekom moet daar so in die kerk geleer word van die waarheid van die woord? Vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedreiging van die mense, deur sluwheid, om listiglik tot dwaling te bring. Maar terwyl ons in liefde, hoor mooi, die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. En die groot toets van waarheid, en ons het dit daar in 1 Johannes 4 baie duidelik gelees. Die groot toets van waarheid is of mense bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het. Dat hy in die vlees gekom het om enigste verlosser en saligmaker te wees van my en jou sondaar mens. Al dan nie, dis die toets. Daar die waarheid van sy vleeswording, sy koms as verlosser en saligmaker, word steeds, en jy hoor dit,
Elke dag. Baie mense, baie goddeloses verwerp, ontken dit, verwerp dit. Nou kom Johannes en hy sê, dis die gees van die Antichrist. En ons lees juis in Openbaring van die dier wat uit die see opkom, die Antichrist. Saam met hom lees ons daar van die dier wat uit die aarde uitkom, natuurlik die valse profeet. En hy sal die leuen, die valsheid, die dwaling, sal hulle tot die uiterste voer. Daarom Johannes sê ook, daar as ons daar in daardie gedeelte daar in 1 Johannes gaan lees, daar is reeds baie antichriste in die wêreld. Natuurlik voor 'n duidelike openbaarmaking en 'n werklike verskyning van hierdie antichrist. Broer en suster, moet waaksaam wees. Sedert die sondeval, baie dwaalleraars, baie. Hulle is onder duimse handlangers van Satan, die vader van leuns en bedrog. En daarom moet ons baie bid vir waaksaamheid, bid dat die Here vir ons lei. Ook daar in Openbaring 13, lees ons van hierdie valse profeet, so in samewerking met die antichrist. Baie duidelik word daar gesê, hy sal baie mense mislei en verlei deur allerhande wondertekens. Hoe sien ons dit nie in vandag se tyd nie? Dit kom van lang gelede af. Die fariseërs, skrifgeleerdes wil altyd by Jesus Christus 'n teken hê. Here, gee vir ons 'n teken. Die mens, so maklik word hy in vandag se tyd ook deur wondertekens gefascineer. En die wonderlike troos vir my en jou as gelowige, en daarin moet ons vashou, wat 'n mens ook daar in Openbaring 13 gaan lees, Openbaring 13 vers 8, luister mooi. En al die bewoners van die aarde sal hom, dis nou die Antichrist, aanbid. Luister mooi, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Die gelowige kind van die Here, wat aan die waarheid van Christus se verlossing glo, die woord van God glo, om as die enige God aanbid. Hy wat bely dat Jesus Christus vir ons sonde aan die kruis gesterf het, wat die dood uit die dood uit opgestaan het, die dood oorwin het. Dis die uitverkorenes wie se name opgeteken is in die boek van die lewe. Dis hulle wat volhard in die geloof van die waarheid van Christus se verlossing. Dis hulle wat onwrikbaar vashou aan die woorde daar uit Johannes 14 vers 6, wat ons ook vroeër gehoor het as Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dit alles deur die krag en die leiding van die Heilige Gees. Nou wonderlik om te weet, hierdie waarheid is in ons hart en ons siel ingegrafieer deur die Gees van God, en niemand en niks kan dit van ons wegneem, op geen manier ook al. Hoe slinks, hoe onderduims, niks. Maar my broer en suster, ons moet bid, volhard in gebed, mag die Here deur sy woord en Gees ons die nodige kennis en wysheid gee om werklik te kan onderskei tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leuen. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons leef in so 'n tyd van waar daar baie kennis is. Op ons fone, op ons rekenaars, oral.
Ons kan maar net 'n knoppie druk en ons word oorlaai met kennis. Maar ongelukkig word ons ook oorlaai met baie dwaalpraatjies en stories. En ongelukkig val baie mense daarvoor. En daarom bid ons die Here, ons bid vir hierdie gemeente, dat elkeen klein en groot 'n erns sal maak om u woord te lees. Nie net te lees nie, maar te bedink, te bepeins, daarin te delf. En altyd te besef, dis nie maar net 'n woord van mense nie, dis woord van God. Dis woord van U. Daarom is dit ernstig en belangrik. En gee Here dat ons dit sal ter harte neem. Lei ons deur die Gees, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Skrifte is hier uit Gesang 274. Ons gaan die eerste en die derde vers sing. Die opskrif van die wagter wakend op die mure. Hierdie wagters wat die stad op die stadsmure, die stad bewaak en gewoonlik gewaarsku met basyn geklank. En ja, dis interessant hoe ek lees daaruit Numeri alreeds hoe hulle die basyn gebruik het om so in die stamme ook, soos hulle laar opgeslaan het en wegtrek, dan elke stam blaas 'n basyn en daar was verskillende basyne geblaas of klanke gemaak, lang is, kort is, seker herhaling, 2 keer, 3 keer. Hulle sou 'n reëling hê, hierdie wagters, hoe moet hy, ek dink hy het nogal hard geblaas op daardie basyn, as daar moeilikheid aankom. Maar die teken, die wagter wakend op die mure, wakker wees, waaksaam wees vir allerhande ou dwaalpraatjies en ander dingetjies. Meer het maar die woord van God. Kom ons sing daar verse 1 en 3 tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.